Goed, nou oké. Nou, ek wil net sê ou André vanoggend, hy's nou sy kyk, nou sy behoorlik home alone. En Alma het gister gery, so nou wag hy nou net vir sy vrou om terug te kom. Dit is nou tyd. Yes, maar sterkte en seën ook vir jou. Vanoggend se tema, ek wil nou eintlik is nou die eerste helfte, as die Here wil ek volgende week die tweede helfte deel. Maar ek wil 'n bietjie deel oor nuwe lewe. Die tema vanoggend is nuwe lewe, maar is dit dalk verstik of word dit dalk verstik? Ja, ek wil net gou vra, is daar iemand wat dalk vir my, jy hoef nie nou nie, later so deur die loop van die oggend, wie gaan vir my Esegiel 16 vers 6? Gaan iemand dit vir my lees? André, sal jy? Okay, Esegiel 16 vers 6. Wie gaan vir my lees Exodus 1 vers 10 en vers 12? Pieter, okay. Goed, Niel, as jy lees, kom ek kyk net gou hierso af, Galasiërs 5 vers 1. Galasiërs 5 vers 1, so okay. Nou, wie van julle weet, wat sê Klaagliedere, die boek, daai interessante boek in die Bybel, Klaagliedere 3. Nou kyk julle almal my so, nou Irina het nou gesê, hallo, kom ons bly bietjie stil, nou wil ek vir julle sê, hallo, kom praat bietjie saam met my. Goed, Klaagliedere 3, vers 22, eintlik tot 24, sê 'n verskriklike amazing ding, maar een van dit sê hy, die Engels sê dit so mooi, the steadfast love of the Lord never ceases. En dan sê hy, his mercies never have come to an end. En dan sê hy hierdie stelling wat ek vanoggend wil uitlig. They are new every morning. En elke oggend is sy barmhartighede. En is so kosbaar dat hy nie net sê sy barmhartigheid nie, sy barmhartighede. Nou wie van u het al langs die see gesit en die branders dopgehou? En dan sien u dat hierdie brander, hy is nog besig om te breek, dan vorm die 7de brander al, is die 7de brander al besig om te vorm. En die Here sê in sy woord, dat sy genade of sy barmhartighede is soos die branders van die see. Wow. Met ander woorde, ons het nou al 'n nood hier. En hierdie nood se brander is nog nie eens besig om te breek nie, dan brand die see, vorm die 7de brander al, want die Here weet wat ons volgende week, wat se barmhartigheid en nood ons gaan hê, dan is hy al klaar gereed, dan vorm die 7de brander al reeds. Nou as ek statistieke, ons het langs die see gebly, is dat 7 branders vorm. Nou ek weet nie of dit nou regtig so is nie, maar dit wat soos ek verstaan, is die 7de brander al besig om te vorm, terwyl die eerste brander nou hier breek. So is dit nie amazing nie, ouens. Maar hoekom sê ek dit? Wat ek sê is, ek en Irina, ons het so 'n bietjie gebid, en een kosbare ding wat die Here vir ons gesê het, net weer eens, en ek weet, dit kan nou na 'n cliché klink, maar dis nie vanoggend waarmee ons besig is nie. Dis 'n nuwe jaar. Nou in hierdie begrip van 'n nuwe jaar, is daar, his mercies are new. Dis 'n nuwe jaar, en dan sê hy, his mercies are new every morning, of ook vir jou vir hierdie jaar. En mag hierdie boodskap of bemoediging vanoggend net vir u, ook somme wat die Here sê, it's not too late, dis 'n nuwe jaar, en his mercies are new. Dit beteken nie dat God oud raak nie, al wat dit beteken is dat ons verwagting van die Here is vars. Amen. En nou geliefdes, ek wil net eers as 'n inleiding vanoggend vir u terugvat na die staf van Aaron. Nou Moses sal hy deur die Rooi See getrek. Kom ek gee net gou vinnig samevatting. Maar nou moet jy gou mooi luister, want dit is nou vanoggend, u sit nou aan soos by 'n restaurant en ek is nou die waiter wat vir u die kos bring, maar u moet dit self eet. Amen. Goed. Nou het jy op tyd vanoggend vir 'n bietjie inbou en bietjie toerusting in die harte vanoggend. Nou daar toe
Moses en Aaron die volk gelei het deur die Rooi See en deur die woestyn, het hulle 'n staf gehad. Nou daai staf dui op jou gesag, dit dui op jou bediening, dit dui op jou calling ensovoorts. Nou elkeen van ons sê, die boek Petrus het 'n staf, het 'n bediening gekry. En daai staf was 'n stuk stok gewees. Stem jy saam? Hy het nie met 'n vinger daar rondgeloop nie, dit was 'n dooie stuk stok. Maar daai stok het die water getref, daai stok alles, daai staf. En toe sê die Here op 'n kol, toe hulle in die woestyn is, en die Here gee, en Moses is op die berg, en hy gee vir Moses 'n blou druk, dat hulle die tempel moes bou, en jy ken seker die opset daar, en toe moes hulle die ark van die verbond gebou het. En wie van julle weet, wat was die 3 dinge, wat in die ark, wat die Here daarop gesê het, wat Moses binne in die ark moes gesit het. En onthou net dat die ark in die Bybel wat hulle saamgedraai het, was 'n simbool van God se teenwoordigheid. Dit was daai boks het alles, en hoe kan ons nie weer ure en ure preek oor net daai boks nie. Amen. Maar daai boks het gedui op die groot woord daarvoor is die Shekinah glory of God, wat beteken the manifested presence of God. Wow. So in daardie boks was 3 dinge wat die Here vir Moses gesê het, wat hy binne in dit moes gesit het. Wie van julle kan my raai? Eerste, die kliptafels waarop die wet geskryf is. Jy sien Andrei, jy's okay, en nou nog iets anders voordat Andrei nou ons syne sê, was die manna gewees, en dan die derde was die staf van Aaron. Hy sit hom binne in daai boks en hulle giet hom toe met goud, en dit is die teenwoordigheid van God, en so gaan hulle. Maar in Numeri 17 vers 7 tot 8, ek wens ek kon nou iets, ons gaan ander dag as die Here wil, gaan ons hieroor gesels. Maar eendag toe kyk hulle, en wie van julle weet, wat was die phenomenon, is dit reg gesê, die grootsheid wat hulle gesien het in daardie boks? Die staf het 'n rankie gemaak, het begin groei. 'n Dooie stuk hout. Toe hulle dit oopmaak, toe sien hulle hierdie dooie stuk tak het weer nuwe lote gemaak. Hy het gebot. Ouens, en dit gebeur, en mag hierdie jaar, en ek bid nou vir die gees van openbaring, dat u dit sal grasp vir oggend, vir elkeen van julle. Mag jy agterkom dat jou calling, dat jou staf weer begin bloeisels maak. Nou, party kan nou sê, kom ons huil 'n bietjie daaroor, of kom ons sê, kom ons rejoice, en sê, yes Lord, amen. Wie sê vandag, wie wil saam met my vandag sê, Here, ek wil sien hoe my staf weer begin bloei, en weer begin nuwe bloeisels maak. Amen, yes. Nou ouens, dan het ek hier geskryf net, daai staf kan net bot in die teenwoordigheid van God. Dit is wat die trigger was, die teenwoordigheid van God het daai staf laat bot, het daai staf wat dood was, wat 'n dooie stuk hout was, en hoeveel keer voel jou lewe dood, en dit is die teenwoordigheid van God wat dit weer lewend maak. Maar weet jy wat is die teenoorgestelde, wat is die ander stunning ding? Wie van die weet dat Saul het nie getraak, die koning Saul het nie getraak, hy was net getraak oor die opinie van mense, hy het nie getraak oor die teenwoordigheid van God nie. Toe kom die Filistyne, en hulle capture daai ark, en hulle sit hom voor hulle visgod, naamlik Dagon. Wie van julle ken daai verhaal? Nog nooit gelees nie. En hulle vat hierdie ark, en dit was 'n vis in die vorm, onderlei was 'n vis en die bolei was 'n mens. En dan het die Filistyne voor hierdie visgod geaanbid en gebuig. En hulle vat hierdie dooie stuk boks in hulle oë, wat vir ons as gelowiges die simboliek is van God's presence. Hulle sit hierdie boks voor die visgod. En wie van julle weet, wat die volgende oggend toe hulle by hulle tempel kom, wat sien hulle? Toe sien hulle die visgod Dagon lê op sy aangesig
voor die ark. Het jy dit nog nooit, wie van julle het dit nog nooit gelees nie? Nog nooit nie. Kom ek preek met die hand. En wie van julle weet wat doen hulle toe? Dit staan in die Etienne vertaling, maar hulle het hom met selmtape reggeplak. Maar hulle het hom gefiks op hulle manier en hulle tel hom op en hulle sit hom, die eerste keer toe lê hy voor die aangesig van God. Ken jy? En toe tel hulle hom op. Toe dog hulle dit is dalk die wind het gewaai of iets. Mind over matter, positive thinking. En die volgende dag toe kom hulle weer daar en wie van julle weet wat staan toe daar? Toe sy kop af. Toe lê hy weer voor die aangesig van God stikkend. Ouens, in the presence of God, afgode val. Ek het daar, die eerste ene is, jou staf bot voor die teenwoordigheid van God. Tweedens, die afgode val en breek voor die teenwoordigheid van God. Halleluja. Is dit nie sommer lekker om vir die Here net 'n handeklap vir dit te gee nie, man? Jeeg, man. Halleluja. Nou, ouens, ek het hier nou net 'n klomp nuus geskryf. Woorde wat vir my betekenis gekry het en ek vertrou dat dit vir u ook betekenis sal hê. Maar dis net en ons kan daai lys kan al hoe langer raak vir oggend. Stem jy saam? Halleluja. Maar net 'n paar dinge wat ek ervaar het in my hart en ag, u kan sommer of Irina gaan dit op die groep sit of u kan 'n kiekie vat daarvan. Maar nuwe lewe beteken die volgende vir my, vir ons, vir ek en Irina en ek glo vir u, nuwe openbaring. Wie van u soek nuwe openbaring hierdie jaar van die Here, van dit wat God's purpose is vir jou? Tweedens, nuwe, hoor nou die volgende woord, nuwe dood van jouself. Halleluja, wie van u kan sê, okay, ek is bereid om vir die Here te sê, ek soek dit in my lewe die jaar, ek soek 'n nuwe dood van myself. Amen, halleluja, wie kan baar by dit? Derde ene, nuwe geleentheid om Jesus as superior in die skrifte te sien. Daar in Handelinge 8 vers 35 ry Filippus op die wa saam met die ou, die hofdienaar. En die ou lees in Jesaja en hy vra wat lees jy? En die skrif sê hy sê, hoe kan ek dit verstaan as niemand aan dit openbaar nie? En die skrif sê Filippus het Jesus uit die skrifte aan hom bekend gemaak. Geliefdes, die Ou Testament, daar's nie een boek in die 39 boeke van die Ou Testament is daar nie een boek waarin Jesus nie die tema is van dit alles nie. Jesus is die tema, hy is die senterpunt en die skrif sê, hy het Jesus vir hom gewys, maar hy kon dit nie self sien nie. Wie van u wil sê, Here, ek wil hierdie jaar, wil ek Jesus in elke boek van die Bybel sien. Ek wil u as die senterpunt van alles sien. Hoor nou na die volgende bewoording wat die Here in my hart gelê het. 'n nuwe lewe beteken nuwe geleentheid om gesondmaking van teleurstelling te beleef. Wie van u wil hierdie jaar gesond word van teleurstellings? OK, prys die Here. Wie van u wil hierdie jaar nuwe opstanding van die bloed van my eie pyne en foute ervaar? Nou, Esegiel 16 vers 6, is jy gereed vir een van die mooiste skrifte wat u vandag kan hoor? En André gaan dit nou met daai baritonstem van hom lees vanoggend. Ouens, drink gou, maak jou oë toe, sit daai stuk steak in jou mond nou, en kou hom so, rol hom so in die kiewe, terwyl jy nou hoor wat hierdie woord vir u sê vanoggend. Hoor nou hierdie skrif. Esegiel 16 vers 6, en ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef. Ouens, as u nie nou hoendervel het nie, hy sê in jou bloed, en daai jou bloed beteken self-inflicted pyn. Nou, almal van ons dalk het al in een of ander tyd in ons lewe self-inflicted pyn gehad. Maar God loop vandag verby en hy sê, ek het jou, dis 'n nuwe jaar, ek het jou verby jou
geloop en jou gesien spartel in jou eie bloed. En ek het vir jou gesê, lewe. Halleluja. Ek bid so dat in alles daar elke keer net 'n ding kom ouens van ek wil God 'n handeklap gee vandag. Om net te sê, yeah, I'm overwhelmed, soos ons nou gesing het, by who you are. Dat God vir my sê, leef. Geliefdes, vat gou net die persoon langs jou, tik hom, of nee, jy hoef hom nou nie hard te slaan, as jy kwaad is, slaan maar vanoggend, dis nou jou kans. Maar sê net vir die persoon langs jou, sê leef. Moenie in Engels sê leef nie, sê leef. Goed. Amen. Halleluja. Hoe kosbaar is dit nie, ouens? Nou ouens, wie van u glo dat God se hart vir jou vandag is nuwe lewe? Amen. Is ons eens daarmee? Maar wie van u weet dat 2 Korintiërs 2 vers 11 sê Paulus, ons is met die duiwel se schemes nie onbekend nie. Ons ken sy planne. En hy sê elders in die wapenrusting in Efesiërs 6 sê hy staan teen die schemes van die vyand. So die vyand het schemes, sê my saam. Nou geliefdes, Eksodus 1, wie gaan dit vir ons lees? Eksodus 1 vers 10 en vers 12. Eksodus 1 vers 10 en 12, hoor net gou hierso. Israel is in slawerny in Egipte. En hulle is besig om te groei. En wie van julle weet dat die God wil hê ons moet geestelik groei? As ek na Japie kyk en ek kyk na Lindy, die dominee het vir hulle op hulle troudag gesê, julle sal een wees. Maar as ek na hierdie ry kyk, dan sien ek weet nou nie wat sy potensiaal vorentoe nie, maar dan kan jy sien hulle het gegroei. Stem jy saam? Daar's groei. So Israel groei en hulle amper sê ek hulle teel aan, is maar seker ook die regte woord, nee, maar goed. Ja, en hoor na die reaksie van Farao, wat 'n simbool is van die duiwel, van Satan. Hoor nou gou mooi, wat sê hy hierdie woorde, vers 10 en vers 12. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam. So dis 1 vers 10. Okay. So vers 10 sê, kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Vers 12 sê, maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Geliefdes, kan ek vandag vir u 'n baie powerful stelling maak. Die oomblik as jy groei en vooruitgang en Christus in jou beginne geopenbaar word, raak die duiwel bang. Dit staan net so in nog 'n gedeelte wat ek nie nou gaan lees nie, jy kan dit self op die eie loop lees, in Numeri 22 vers 3 tot 6, sê die skrif, het die koning van Moab gesien, hierdie Israel is hier besig, en hy sien, hulle is besig om te groei, en te groei, en te groei, en die skrif sê, hy het bang geword en gesê, kom ons maak 'n plan. Wat het Farao gedoen? Hy het gesê, hou hulle besig deur meer werk, meer slawerny aan hulle te gee. Numeri 22 gedeelte sê, die koning van Moab, hy's bang, kom ons maak 'n plan, en hy sê, bring vir Biliam om hulle te vervloek. So ouens, die realiteit is vandag, en die goeie nuus is vandag, dat jou vyand is bang vir wie Christus in jou is. Kan ek dit weer sê vandag, ouens? Jou vyand, jou lewensvyand is bang as jy begin groei. Waarom? Omdat hy bang is, maak hy 'n scheme
En wat is daai skema? Hy wil jou fokus steel. Hy maak 'n plan om jou fokus te steel. Ouens, die vyand is bang vir die staf in jou om weer te begin bot. Ouens, geliefdes, een van die grootste, ek het gister op die groep gesê, skemas van die vyand, lewe. Wat het gebeur, sê die skrif, toe die saad in die grond val, in die grond val, het die dorings en die distels dit wil verstik. Wat het met Jona, wat in wie hom die profeet, in wie hom die woord van die Here was? Die woord van die Here was in hom gewees. En wat gebeur? Hy word besorg en hy word bekommerd en hy kyk na die nuus ensovoorts en hy hardloop weg van sy calling af. Die staf gaan in aanhalingstekens dood. En wat gebeur? Wat gebeur, ouens, toe die staf doodgaan in aanhalingstekens, hy sit in die vis se maag en die wiere verstik die woord. Ouens, picture 'n luislang wat lewe wil suffocate. En dit is wat die vyand se plan gaan wees. So luister mooi die jaar. Daar's nuwe lewe vir jou. Daar's nuwe lewe vir jou, maar daar is 'n skemer wat bang is vir die nuwe lewe in jou en hy gaan iets try doen om dit te suffocate. So dit is vanoggend waaroor vanoggend gaan. Volgende week is die ander gedeelte. So geliefdes, kom ons praat net gou hierso oor wat doen hy om jou te suffocate? Is jy gereed? Die eerste ding wat ons uit die skrif uit sien is, hy wil jou weerhou van God se teenwoordigheid. Geliefdes, iemand het eendag gesê, busy, B-U-S-Y, staan vir being under Satan's yoke, om so besig te wees. En geliefdes, dit is 'n skema van die vyand, om ons die teenwoordigheid van God te laat mis, en besig te hou met allerlei goedes, wat nie, it's not the presence of God. Amen. Nou geliefdes, dit is wat hy deur Farao vir die Filistyne gedoen het. Wat het hy, so hy wil jou weghou van God se teenwoordigheid, en die oomblik as die teenwoordigheid van God opdaag, gaan ek nou vir u verduidelik, dan word, dis die skema van die vyand, wat God se teenwoordigheid maak, asof dit nie God is nie. Ek gaan dit nou verduidelik. Tweedens, hy wil jou besig hou, besig, en derdens is die ding wat ek vanoggend wil uitlig, op so 'n bietjie wil stil staan. Die eintlike ding wat ek vanoggend wil uitlig, en ek bid vanoggend dat iemand het eendag gepraat van the serpent of die python spirit, maar om dit te bestraf in jou lewe. Want hierdie luislang wat die lewe uit jou wil suffocate, wat is wurg, wil versmoor. Hoor nou mooi, hoe kry die vyand dit reg? As jy nou vanoggend kan mooi luister. Hy laat jou dinge hoor wat nie van God af is nie. Geliefdes, die Psalm 23 is, ek dink, die mooiste psalm. Die Here is my herder, is geskryf in inspirasie van die Heilige Gees, sê die woord, maar hy is geskryf deur 'n boer, vir boere, om te verstaan. Daarom vergelyk hy ons met skape, en 'n skaap is die weerlose wese, is 'n weerlose dier, en hy vergelyk, die skaap is die dier met die grootste nood vir 'n herder. Goed, so dis in die konteks wat dit geskryf is. En hy sê, hy maak my hoof, help my, vet met olie, en wat ek by herhaling al gesê het, wat ek vandag weer kan sê, onthou ouens, daai olie, wat is die olie? Picture 'n boer wat sy skaap olie oor sy kop gooi. Geliefdes, dit was daai tyd se doseermiddel gewees. Dit was
Hulle het nie die spuitstowwe vandag gehad wat ons as boere vandag het nie. So dit was 'n oliemengsel gewees om oor die skaap se kop te gooi vir 3 dinge: oogwurms wat ek sien, oorwurms wat ek hoor en neuswurms wat ek aan onthou. En dit is alles op pad na die skaap se brein toe. Stem jy saam? Om te teer en om te suffocate van sy denke in sy denke. So dit is waaroor dit gaan. En die Here wil jou hoof vandag vet maak van dit wat ek gehoor het, en baie keer hoor parasiete wat die lewe uit my uit wil teer of wil suffocate. So dis die konteks. Is jy nog by? Soos ons reg, gaan ons nou vorentoe. Nou ouens, Psalm 3. En Dawid sê by herhaling, en hy sê, Here, hy sê hierdie woorde, die woorde van die mense het tot my ore gekom. Geliefdes, as jou oor 'n ding begin hoor, en dit ingang vind, en die skiem van die vyand, dit kan reg kry, om jou daai woorde te gebruik om te suffocate, dan het ons nodig, dat ons geolie word, deur die herder. Stem jy saam? Nou, so met ander woorde, en dis hoekom Paulus sê in Romeine 10 vers 17, die geloof kom deur die gehoor, en so die negatiewe is, ongeloof kan ook deur gehoor kom. Stem jy saam? Dinge wat ons hoor. Dink ek wat ou Etienne is 'n baie sielkundige mens. Wil ek dit ook hoor? Nee, ek dink nie, ek weet nie, ek sal dit nou nie sê nie, maar een ding wat ek geleer het, is, as die rede hoekom hierdie ou Etienne altyd vir u sê, om 'n ding saam met my te sê, as jy dit glo, is, het u geweet, Niels se pa, ek wens hy kan nou hier wees vandag, om dit net te endorse wat ek sê, statistieke sê, jou geloof, kom die meeste deur dit wat jou eie woorde hoor. Soos ek myself 'n ding hoor sê, het dit die hoogste impak in my eie lewe. Dis hoekom ek baie keer sê, as jy dit hoor, as jy dit sê dat jou eie oor jou eie stem hoor. Want as jou eie ore jou eie stem hoor, is dit die meeste vatbaar vir dit. Nou ouens, daarom herhaal ons baie keer wat ons sê, as u dit glo. Goed. Amen. Nou ouens, hoekom sê ek hierdie ding vanoggend? Die vyand se laaste kragtigste wapen. Nou, die skrif leer vir ons, dat die vyand, dat die Moab, die koning van Moab, ek het dit ander dag gedeel daaroor, maar die koning van Moab het gesien, sy moeilikheid is geboek, hy het gesien Israel is besig om hom te oorwin, en hy het gesien, hy het alles getraai, en alles, en hy sien dis tot op die einde. En wie van u weet, wat doen die koning van Moab? Hy slag sy eie seun, en hy offer hom aan die demone, as 'n laaste offer van witchcraft, om teen Israel te veg. Wie van u weet, as in 'n geveg, as in 'n oorlog, as een land agterkom, dis die laaste, wat doen hy? Hy vat sy laaste wapens. Wie van u het so 'n bietjie geskiedenis geswat, gekyk, en wie van u weet, het so 'n bietjie insig oor die Tweede Wêreldoorlog? Goed, nou wie van julle het al gehoor van die kamikaze pilots? Niemand nog, so paar, maar weet jy wat het daar gebeur? Japan het gesien, hulle is finaal, die oorlog is verby, Mussolini is gone, Hitler is gone, en wat doen hy? Sy laaste, en wat doen hy? Hy mobiliseer sy pilots, om met vliegtuig en al binne in die skepe vas te ry. Want dit is sy laaste effort. Stem jy saam? Of wie ken nie daai geskiedenis, maar okay, dis nou dit. Maar net so, geliefdes, so werk die duiwel. As hy agterkom, hy se verslaan, sal hy die laaste poging, en hy sal dan alles in die stryd werp. Nou, kyk nou gou mooi. Kom ons gaan na die mooiste gedeelte in die Bybel, dit is die kruis van Jesus. Nou, u kan hierdie gedeelte lees in Matteus 27, veral daar van vers 39 tot vers 44, maar u moet eintlik die hele gedeelte loop lees. Wat is die laaste, kragtigste vyand, 'n wapen in die hand van die vyand? En nou nie laat ek hom krediet gee nie, dit het nou niks daarmee te doen nie. Ons is nou hierso besig met schemes.
om dit te ontbloot, nie met selfminskeens nie. Die laaste, laat ek net eers 'n definisie gee, die laaste kragtigste vyand, wapen van die vyand, wat hy in die stryd werp, as hy sien hy's verslaan en as hy sien jy groei en as hy sien jy's besig om vooruitgang te hê, is die emosies, die gesigsuitdrukking en die woorde van mense. Geliefdes, kom ons pos gou net gou 'n bietjie hierna 'n verskriklike kragtige gebeurtenis in die Bybel, naamlik die kruis. En ek het vanoggend toe ek net weer deur gaan, toe dink ek gaan, as die Here wil, ander dag weer deel oor Jesaja 63, oor die arena van die kruis. Wow, en ek sien uit daarna. Maar ouens, die kruis. En Paulus sê, en hy praat in 1 Korintiërs 1 en 2, en hy praat oor dit wat dwaas is by die mens is wysheid by God, en dit wat wys is by God is dwaas by die mens, en hy die dwaasheid gebruik om die duiwel te beskaam. En as die duiwel, hoor nou mooi, sê Paulus, as die duiwel geweet het wat hy doen, wie van julle ken die volgende gedeelte, sou hy Jesus nie gekruisig het nie. The cross was the wisest move of God. En die duiwel het in God se hande gespeel. En die duiwel dink hy's oulik, en hy kruisig Jesus, en die volgende oomblik, hoor nou mooi geliefdes, ek bid dat die krag van dit wat ek nou vir julle sê sal in die hart val. Toe die oorwinning het nie net daar plaasgevind toe Jesus in die doderyk ingegaan het. Geliefdes, die oomblik, die moment, toe die eerste druppel bloed van Jesus val. As ons Jesaja 63 gaan lees, het die duiwel geweet, nou het hy moeilikheid. Geliefdes, hy dryf die kruis, hy dryf dit, en hy vat Jesus, en hy dryf Jesus na die kruis toe, en hy inspireer mense om Jesus by die kruis uit te bring, en die oomblik toe die vel van Jesus die eerste keer skeer, toe die eerste druppel bloed manifesteer, geliefdes, toe weet die duiwel klaar, hier's moeilikheid. Want toe gaan die skrifte vir hom oop, wat deur die eeue heen gesê is van die bloed, van die offer, want as Jesus swak is, dan neem die Vader oor, en dan gaan die Vader vir hom beklei, ensovoorts. Ouens, as ons dit gaan sien, dan sien ons die grootsheid hiervan. En in daai oomblik, toe weet die duiwel, toe kom Jesaja 53, en alles kom so oop vir hom, wat alles so staan, en die duiwel weet, hy het moeilikheid, en hy gooi sy laaste pogings, soos die kamikaze pilots, hy gooi sy laaste pogings om Jesus, om hierdie kruis te stop. Een oomblik druk hy die kruis, druk hy dit na die kruis, toe sê hy, heng. Nou het ek moeilikheid, en wat doen die duiwel? Hy vaar in mense, en die skrif sê, sodat Jesaja 53 vervul sou word, hy was onaansienlik, en die skrif sê, die mense het na hom gekyk, en hy was veragtelik, en die emosies van mense se veragting vir Jesus sê, eintlik vir Jesus, hoorie, draai om, laat die mense jou kan eer, en die skrif sê, hulle het by die kruis geloop, en wat sê die skrif het hulle gedoen? Hulle het hulle koppe geskit, toe hulle na Jesus kyk. En die derde ding, hoor nou mooi, toe hy sien, dit gaan nie werk nie, toe sê hy vir Jesus, deur 'n mens, kom, as u die Christus is, wat sê hy? Kom van die kruis af, ek wil jou van die kruis af hê, ek soek nie die kruis nie, as jy die Christus is, kom van die kruis af. Een oomblik dryf die duiwel, en hy dryf die skrif, sê hy het alles gemesmerise, in so mate, dat Barnabas vrygekom het, kruisig hom, en die volgende oomblik sê hy, kom van die kruis af. Is dit nie powerful nie, ouens? En net so werk die vyand in mense se lewens. Hy kom by 'n punt, wat hy vir jou sê, kom van die kruisiging van jou eie lewe af.
Moenie die kruis volg nie. Moenie jou eie lewe neerlê nie. Moenie swak wees voor God nie. Want as jy swak is God sterk en ek wil nie hê God moet sterk wees nie. Ek wil nie hê God moet oorneem nie. En hy sal alles doen. En ouens, ek gaan dit nou verduidelik, die volgende, maar ek het daar 'n stelling in rooi geskryf. Ek weet nie hoe jy dit geskryf nie, maar as God jou wil laat lewe en hy kom verby jou en hy sê vir jou lewe, beteken dit mos, sal die duiwel alles wat lewe keer aan jou voorhou. As God verby jou stap en hy sê vir jou lewe en die duiwel sien hier's lewe vir jou op pad, sal die duiwel mos alles doen wat lewe kan stop. Is dit nie so nie, ouens? En daarom, hoor nou mooi, wat doen hy? Die vieslike plan van die vyand is hy hou vir jou voor dat dit wat hier gebeur, wat goed in jou lewe werk, hy hou vir jou voor dat dit van die duiwel is. En die skrif sê in Spreuke 17 vers 15, hy wat die skuldige onskuldig verklaar en wat die onskuldige skuldig verklaar, albei is vir God 'n gruwel. En dis die skemes van die vyand. Ouens, daar's 'n tendens in die wêreld, het u geweet, nog nooit een keer was 'n herlewing wat deur God gewerk is, nie vervolg nie. En het u geweet, daai vervolging het nog nooit van die Azusa-straat, die Wallis herlewing, al die herlewings wat daar al was, die Brownsville, die Toronto herlewing, alles was nog nooit nie vervolg nie. En het u geweet, nog nooit was dit vervolg deur die buitewêreld nie, dit was nog altyd vervolg van binne af, deur die kerk homself. Het u dit geweet? Het u geweet, geskiedenis wys vir ons, dat Martin Luther, ons voorganger vir wie ons sal leer, ons sê altyd Luther, yes, maar het u geweet, daai selfde Martin Luther, wat die reformeerder is van die kerk, wat 'n pinnakelrol gespeel het in die geskiedkundige, in die geskiedenis van die kerk van Jesus Christus op aarde, daai selfde Martin Luther, 7 jaar later, toe die kerk vry is, en kan aanbid, en glo dat ons gered word deur geloof en nie deur werke nie. Daai selfde Martin Luther het mense vervolg wat begin glo het aan die doop in water. Want dit was vir hom nie, dit was vir hom vreemd, hy het dit nie raak gesien nie, want hy het kamp opgeslaan by die vorige herlewing. En net so, ouens, is dit 'n set van die vyand. Nou hoor nou mooi, daar is, en die derde ding, so die eerste ding wat die vyand doen is die opinies van mense en sy laaste kragtige wapens, maar nou ouens, wat bereik ons ore nog? En dit is vanoggend wil ek vir u 'n verskriklike ding voorhou. Nou gaan u vir my sê, frek Etienne, ek het dit nie geweet nie. En as jy vir my so sê, dan sê ek, dan het ek iets reg gekry vandag. Hy laat jou dinge hoor, dwaalleringe van mense wat invloed het. En ek noem dit by Straightforward vandag, dwaalleringe van mense wat invloed het. Nou ouens, ek het nou die dag besluit, okay, miskien moet ek van Facebook gaan terwille van my gesondheid, want in my teologiese benadering van die lewe en van die woord, vang dinge my verskriklik erg. As mense goed glo en video's aanstuur vir mense, dan is dit die grootste klomp nonsens en van predikers wat hierdie goed is glo. Ek het nie geweet hy glo dit nie. Kyk net bietjie wat preek die ou. Het u geweet, daar's heiliglik, en dit kom nou van die vroegste tye af, maar daar's heiliglik 'n geweldige kampanje teen die werking van die Heilige Gees. Dit was nog altyd daar gewees. Maar dit is baie meer blaatant in hierdie laaste dae, sien ek geweldig, en ek gaan my nou nie, en mag die Here my help vanoggend om dit nie in dieselfde stryk te val deur name te noem nie. Al wens ek kan daai ouens se name doen, want hulle in hulle raamwerk is Bethel, Hillsongs, Jolosteen, Joyce Meyer, is almal as altyd van die duiwel. Almal is van die duiwel behalwe hulle self. Nou ouens, kom ek lig net vanoggend bietjie uit 'n paar dinge, en hierdie is
net 'n paar dinge wat hierdie ouens glo en post op Facebook. En as ek dit vandag vir jy glo, gaan jy vir my sê, Frek Etienne, of jy lieg, of as dit waar is, wat ek vir dit op video kan wys, en in hulle, as jy dit gaan Google, is dit waarvoor hulle staan, dan kan ek nie dink dat ek al ooit na hierdie ou geluister en hierdie snert geglo het nie. En ek besef, dit is 'n skiem van die vyand, wat geleer word, om die lewe van God te verstik, en my geloof te beïnvloed. Die eerste ding wat ek wil uitlig, hulle glo 'n klomp goed, maar hulle sê letterlik, ouens, God ceased. Want hulle noem hulle self seasonists. Het jy dit al gehoor van mense wat sê seasonists? Hulle glo God ceased. En in die volgende sê hulle, hy leef, maar hy wag net. Alles is nou, dis nou predestination. Ouens, daar bestaan nie 'n ding soos predestination nie. Skok ek u nou. Goed, is dit bevrydend? Wie het vanoggend besluit om koffie te maak? Niemand nie, is almal vir julle gepredestined. Het almal soos 'n robot vanoggend gesê, bietjie, ek wil koffie maak. Dan is dit mos nou, wie van u het al vir 'n waiter gestaan en gesê, wil jy koeldrankie of wil jy koffie? Bietjie, ek moet nou eers gaan kyk, waarvoor is ek gepredestined? Twak man, nonsens, jy het 'n free will, amen en klaar. Die kragtigste ding wat God die mens gegee het, is 'n vrye wil. Stem jy saam? You are not predestined. Die enigste ding waarvoor jy gepredestined is om gelykvormig te wees, soos Romeine sê, aan die beeld van sy seun. Halleluja. Nou sê hulle, God does not speak anymore. Daar's 'n teoloog, ek kyk, wag, ek gaan by die volgende ene. Die volgende punt wat hulle glo is, die gawes bestaan nie meer nie. It ceased. Ek is bly vir elke frons wat ek hier kyk vandag. Of u dit geglo en gesê, maar ek glo dit, dat die gawes nie meer bestaan nie. Hoe kan jy vir my kom sê die gawes en wonders? Geliefdes, ek kyk 'n video van een van hierdie ouens en iemand staan op en hulle vra 'n vraag, want dit is nou open discussion. Ek het so lekker gekry. Die ou vra vir hom, so does God never do wonders anymore? En hy soos 'n kat op 'n warm plaat. En sy woorde is, I hate it when someone asks me that. En al wat hy antwoord is, ek weet, hier binne in my hart weet ek, as ek dit nou vir jou gaan sê, no, God does not do any wonders anymore, because he ceased to work. Dan weet ek verloon God, maar nou moet ek my pause hou, want ek kan nie, ek is te trots om te sê, my teologie is van die duiwel af. En hy is soos 'n kat op 'n warm plaat, en hy by ouene sê hy, so, that's the answer. En almal wonder, maar wanneer het jy nou wat geantwoord? Want jy het nou niks geantwoord nie. Al wat jy moet sê is ja of nee. Erken jy God werk nie meer, of God doesn't do any wonder anymore. Hy weet God is die God van wonders, maar hy verloon dit as gevolg van sy teologie. Hoor nou na die volgende ene. God haat die mens, volgens Psalm 5. 'n verkeerde interpretasie, maar net die wat gekies is, gaan hemel toe. Yes. God is nie 'n liefdevolle God nie, die mens is so sondig. En hulle glo onder andere nie aan redding nie, want as jy gekies is jy gekies. En daarom sê ou Etienne altyd, en gooi my nou maar met 'n klip, daar bestaan nie in die Bybel 'n uitverkiesing nie. Dis 'n dwaling, dis 'n mensgemaakte leer. Want God het nie net sekere mense gekies nie. Nou hierdie ouens glo en hulle sê, God het net sekere mense, die vraag, en ek kan dit vir jou op video wys, dat hulle vra, does God love everyone? Hulle sê, no, he does not love mankind. Only if you are predestined. En daarom kan jy maak wat jy wil, dan is jy gered. Dan gaan jy hemel toe. Lag jy, Filies? Maar wie van jy is stom geslaan?
Ek gaan nou die volgende skok kom nou. So, as jy gekies is, gaan jy hemel toe. Die mens verdien om hel toe te gaan, so God skep, en as jy vir hulle al die vrae vra, dan sê hulle, no, it's only for the elect. Het jy al daai uitdrukking gehoor? Ek sien 'n video wat, ook by open discussion, wat 'n girl vir die een ou vra, en hy sê, maar hoe weet ek is, how do I know if I'm elect? En natuurlijk, dan bewe dit, maar dan sit die kat op die warm plaat, dan sê hulle, do you like going to church? Then you are elect. It's a sign that you are elect. Okay, goed. Die volgende ene is, alle herlewings is fake. Sjoe. So, al die herlewings en die groot generaals, hulle noem het Satan's generals. Billy Graham is natuurlijk 'n agent van die Satan, want hy leer mense om tot redding te kom. Mense wat nie gekies is nie. Goed, alle herlewings is fake en alle geloofspredikers is vals. Dis in hulle statement. Geliefdes, kom sit bietjie eendag en dan vra jy my vrou hierso, wat is die hartseerste ding, en kom ons maak dit nou close to home in ons dorpie Vryburg. Die hartseerste ding vandag is as ek my vrou hierso moet vat en sy sê, weet julle hoe seer is dit? As sy volgende week weer op die kamp, en bid asseblief vir volgende naweek se CSV kamp. Phyllis het by Jesus uitgekom op 'n CSV. Wie van u het goeie ervarings, Marno? Wie van u weet, 'n CSV kamp is een van die min geleenthede vir kinders in 'n dorp om met Jesus te kontak. En dis gewoonlik die plek waar dit die grootste aanvalle is. Van die oomblik as die Heilige Gees begin werk, daar word gesê, hoe weet ons, hulle gaan nie geleentheid gee vir die Heilige Gees om te werk nie, dit mag nie gebeur nie. Want 'n vreemde gees, geliefdes, as God vir ons, wat goeie vaders is, weet om vir ons kinders die goeie te gee, hoeveel te meer sal hy ons die Heilige Gees gee. Hy sal nie vir ons 'n slang gee nie, dit is wat hy sê. Nou ouens, al hierdie goeders, hierdie gruesome goed wat ek vandag vir u voorgehou het, so wat ek sê is, die werking van die Heilige Gees word as vreemd, as van die duiwel gemaak. Die skiem van die vyand is, hy wil dit wat God doen vir jou, suffocate. Keer op keer, op keer op keer. Het die duiwel dit al gedoen en het ek al hierdie seer gesien, het ek wil sê, Here help net. Daar was 'n jong meisie in Walvisbaai, wat ons een aand, sy kom uit vir gebed, en sy val op die grond neer, en die Heilige Gees werk met haar. En sy gaan terug, en iemand sê vir haar, dis 'n duiwel. Dan wil ek vra, okay, maak 'n duiwel jou, ek geliefdes, ek het nog nooit in my lewe, in die bediening, een persoon gesien, wat 'n ontmoeting met God gehad het, wat nie liewer vir Jesus geraak het nie. As dit van die duiwel is, sê Jesus, is die duiwel verdeeld in homself, sê my saam. Ek het nog nooit een persoon gesien, wat daar opgestaan het, wat sê, ek wil nie nou Sondag nie. Ek hou van dit wat ek hier beleef. Ouens, as dit van die duiwel is, dan is die duiwel verdeeld in homself. Nou geliefdes, hoor nou mooi na die seerste ding wat ek vandag dalk, en u kan my gooi met klippe, of u kan sê, Here, dankie. Iets is dalk nou bevrydend, maar al hierdie goed is wat ek hier vir u voorhou, die volgende oomblik wil ek sê, dit is die core van Calvinisme. Dis die core teaching van Calvinisme. Dis hoekom ek die ding wil aanhang om te sê, wat nie die volgende, wat iemand eendag gesê het, if Calvinism is true, God is evil. Nou is hy doodstil. Ek het dan gedog, Calvino. Geliefdes, as ek hy omdraai en sê, God is not evil, stem jy saam? Wie van die glo God is not evil? Dit beteken Calvinism kan nie waar wees nie. Dat God nie mense gepre-elect het vir sy heerlikheid en ander gepre-elect het om hel toe te gaan nie. Dat die core van dit alles is die hel, dis die plek waar die mens, waarvoor hy die mens skep. So die wat ge-elect is, moet sê dankie. Nou ouens, kom ek sluit af. Vir wie van julle is hierdie nou 'n skok, of is ek te reguit vir oggend? Hou jy daarvan as 'n ou vir 'n slag reguit is? Het jy geweet dis wat Calvinisme vir die mens leer? Gaan kyk
waarvoor staan Calvinisme, dan kyk jy of ek verkeerd is vandag. Ouens, ou het moes die goed geswat, en ou verstaan waar dit vandaan kom. Nou geliefdes, ek sluit af, wagtyd is toetstyd. Wagtyd is toetstyd. God se hart vir jou is nuwe lewe vandag. Ek sê weer, God se hart vir jou is nuwe lewe, maar daar gaan in 2026 pythons, luislange kom, wat jou lewe wil suffocate. Take note. Wat moet ek dan nou doen? Die eerste skrif wat ek wil lees, Neil, Galasiërs 5 vers 1. Galasiërs 5 vers 1. Ek sit nou by, of volgende week is die kerk dol leeg, of mense kom en sê, ek is vry. Goed, maar wie gaan nie, uit dit wat ek gepreek het nou tot nou toe, wil volgende week nie meer kerk toe kom oor... Hulle gaan nie goed sê. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Staan vas. Jean-Ray staan vas, Sonja staan vas, Corneille staan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het, en laat jou nie weer onder 'n juk van selfhooks kom nie. Halleluja. En nou laaste skrif, Genesis 15 vers 11, quoteer ek sommer net vir u. Ja, ek het nie een vers self gelees vir oggend nie. Abraham gaan met God 'n verbond aan. En die gebruik is, hulle het 'n ritueel van verbondsluiting gehad, daar was 10 gewees. En Abraham, hulle het name uitgeruil, en dis waar Abraham na Abraham, toe hy Abraham wat kom van Yahweh af. En hy, dis God, 'n deel van God se naam word deel van Abraham se naam, en dis hoekom hy Abraham was. Dis hoekom die vrou die man se van aankleef, as ek dit reg verstaan, maar ouens, en een van die gebruike was, hulle het 'n karkas gevat en hulle het hom middeldeur gesny. Dan het hulle hom daar gelê, die een helfte, daai kant een helfte. Dan het ek soos 'n figure uit met deur hierdie 2 karkasse geloop, wat beteken never ending. Wat beteken wat myne is infinitely joune, en dan het die ander ene gekom en deurgeloop en gesê wat myne is infinitely joune. Goed, so dit is prakties wat gebeur het, en so sluit Abraham met God 'n verbond. En toe hy met God die verbond sluit, toe loop Abraham in 'n figure uit en hy sê, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Goed, en hy gee sy alles aan God. Dit is amper klaar. Maar nou ouens, luister gou mooi. Wagtyd is toetstyd. En Abraham gaan sit en hy wag vir God om in 'n vuurkolom te manifesteer en tussen daai figuur uit te beweeg. Ouens, luister nou gou mooi. Want dis wat God gedoen, was die opdrag van God gewees. Om vir jou te sê, alles wat God is joune. Die lewe. Wat 'n opgewondenheid, wat Abraham await. Stem jy saam? En hier gaan sit hy en hy wag. Wat het ons geleer? Wagtyd is, dankie leser, jou my gou, wagtyd is toetstyd. 1, 2, 3, weer 'n keer. Wagtyd is toetstyd, want wat het gebeur toe Abraham op God gewag het? Vers 11 sê, toe kom daar roofvoëls. Toe kom daar roofvoëls. Ouens, roofvoëls, pythons, dit wat die lewe, hulle sak toe op daai karkas. En Abraham sê, oh my word. Ek het dan nou gedog, hierdie jaar, 2026 is so nice jaar. Kyk nou wat gebeur hier. Nou kom die roofvoël sê, it's the story of my life. Wys net wat sy ou ding is, ek is en alles. Hier's 'n wekker wat afgaan. Ek is seker iemand het nou hierdie wekker kom druk hierso. Waar druk ek hom dood?
hier sien net light dit. Okay. Hier's nêrens hoor daar. Snoes. Maar daar light, maar in any case, kom ons gaan aan. Eintlik wat hy sê is bietjie luister nou mooi. Goed. En wat gebeur toe Abraham die roofvoëls sien? Het hy gesê dis nou dit. Hy het hulle weggejaag. Maar hy het hulle nie net weggejaag nie. Ek het lank terug nog as student eendag loop kyk, wat beteken daai woordjie wegjaag? Dit beteken hy het hulle bestorm om hulle dood te maak. Geliefdes, wie van u is lief vir die Passion Translation? Want die Passion Translation sê die volgende, hy sê, het jy dit daar? Hy sê, okay, nee, goed, maar kom ek sê, terwyl jy op God wag en in geloof stap, gaan daar in 2026 roofvoëls na jou offer kom, 'n skema om jou nuwe lewe te stop. Nou die Passion vertaling sê, Abraham stood there and drove them away. En hy het daar by die karkasse bly staan, hy het nie weggeloop nie, hy het bly staan daar en gesê, ek sal hier staan totdat dit weg is. Julle kom hier naby nie. Geliefdes, staan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Paulus sê vir Timoteus, bly by wat jy geleer het. Wie van u vandag wil vir my sê, wil jou hand opsteek en sê, God sees. Wie van u wil vir my sê, God doen nie meer wonderwerke nie? Wie van u wil dapper genoeg wees om te sê, God het opgehou om met die mens te praat, hy het klaar met die mens gepraat? Nou wie van u wil sê, ek glo God vir nuwe lewe, ek glo God, Here, as ek vir mense gebid het in 2025 en daar het nie in my oë genesings of wonders plaasgevind nie, Here, dit beteken nie, God het opgehou werk nie. Dit beteken, Here, ek wil sien, hierdie staf in my lewe wil weer begin bot. Ek wil nuwe geloof hê, ek wil dit weer wil sien. Wie van u wil sê, Here, ek soek die gawes van God om deur my te werk. Ek glo, God het nie opgehou nie, want die God wat gister is vandag en hy sal môre ook wees. Wie van u glo dat God nog steeds praat en dat Jesus nie gelieg het toe hy verwys het na die toekoms en hy sê in daardie uur lank na sy hemelvaart moet julle nie bekommerd wees oor wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal in jou oor fluister wat om te sê. Het Jesus gelieg? Het die Paulus gelieg toe hy gesê het, gaan heen, en hy gesê het van die gawes, die gawe van genesing, die gawe van dit en dat. Ouens, God is dieselfde God. He did not cease. En as die vyand kom en hy wil die lewe in hierdie jaar, daai waarhede, daai ou waarhede wat jy geglo het, as hy dit wil suffokeit en sê, dit is eintlik nie so nie, is net, God doen nie meer wonderwerke en daar bestaan nie 'n ding soos jy kan vir mense moet preek om by Jesus uit te kom nie, want as hy nie geelect is nie, wie van u sê Jesus, hier is ek, stuur my na die uiteindes van die aarde, laat ek die evangelie van die goeie nuus vir die mensdom gaan bring, en sê, Here, laat my heil saam met die stikkenis, laat my seer, laat my hart kree en huil saam met die verminktes en die gebrokenis van hart, en laat my hart, die wat in sak en as is, gaan optel en sê lewe. En wie van u wil saam met Jesaja 50 vers 4 sê, die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat hierdie tong elke môre, hy sê hy wek my oor om elke môre van God te hoor, en hierdie tong te gebruik om die vermoeide elke môre te verkoop met woorde. Wie wil deel wees eerder van dit en sê, Lord, send me to the ends of the earth. Halleluja. Halleluja. Ouens, nou kom ons bid vir oggend en dan wil ek u vir oggend challenge en sê, as u dan vandag glo dat God die God is van wonders, as God die God is van wonders, ouens, dan wil ek vandag vir u sê, roep die Here en sê, Here, laat my in hierdie jaar die staf sien weer bot in die teenwoordigheid van God. Halleluja. Kom ons bid dit in Jesus naam.
Halleluja. Here, dankie vir die staf wat gebod het. En hy het gebod binne in die ark, Here. Hy het gebod daar binne in. Here, toe hy binne in die teenwoordigheid van God was, daar waar die visgod neergeval het en stikkend geval het, dit was in daar die einste ark, waar die dooie lewendig geword het, waar die dooie bediening, waar die dooie gesag weer lewendig geword het. Geliefdes, sê net vir die Here, Here, bring lewe in my. U het verby my gesien stap. U het verby my gestap en my gesien spartel in my bloed. En u het gesê, lewe. This is the year of the favor of the Lord. This is the year of the favor of the Lord. This is the year of the favor of the Lord. En ek spreek dit oor jou, en ek wil vir jou challenge vandag. Hier's mense hierso, en ek beleef net in my hart om vir jou te sê, geliefde, jy het dit nog nooit beleef nie, maar wil jy nie vandag net vir die Here sê, Here, dalk is dit waar, en dalk is dit ook vir my, en dalk wil u my ook doop in 'n liefde vir die roeping van Jesus Christus. Dalk wil u ook 'n koolvuur vat, soos wat u dit met Jesaja gedoen het, en op my mond sit, en dat ek ook kan sê, Here, hier is ek, stuur my. Wil jy nie net vir die Here sê, Here, ek soek daai ontmoeting in die troonkamer, in my binnekamer, in die bokamer, ek soek die ontmoetinge met God, want dat as ek daar uitstap, dat ek kan ervaar, hier's weer lewe, want dis God se wil vir my, dis nie God se wil dat ek twyfel in die woord nie, dis nie God se wil, en dit gebeur, maar dis nie God se wil, dat ek wonder, doen God nog wonders nie. Dit is die norm, dit is die hemelse norm, dit is die hemelse valita. Die Here het gesê, gaan heen en maak siekes gesond. Die Here het gesê, gaan heen. En Here, if you are a missionary God, how can you go without people? Here, maar hier is ek, stuur my vandag, Here. Here, ek wil nie uit myself nie, ek wil nie geïndoktrineer word deur die schemes van die vyand om van my te steel nie. Here, help my vandag, Here, dat ek sal hoor wat u vir my sê. Help my, Here, dat ek in geloof hier sal uitstap, dat ek sal weet en vir myself sê, as ek dit so in die menslike taal kan sê, miskien is God reg. Miskien is God reg, dat God nog steeds wonders doen. Maybe God did not cease to work. Halleluja. En ons dink aan daai lied, that you are the way maker. And even though I don't see it, you're working. Even though I don't feel it, you're working. Halleluja. Ek seën jou vandag om hier uit te stap met hoop. Ek quoteer Romeine 15 vers 13, wat sê, mag hy, die God van die hoop, dis sy karakter, dis wie hy is, dis sy attribute, mag die God van die hoop, julle vul met alle blydskap en vrede in die Heilige Gees, om met krag vervul te wees in die hoop, sodat julle ander kan bedien, en hulle oorvloedig kan maak in die hoop. Hulle kan oorvloedig maak in die hoop, dat julle oorloop in die hoop, en ek bid dit vir jou in die naam van Jesus Christus. En ek wil jou vandag challenge, soos wat ons nou gesê, die geloof kom uit die gehoor, dat jy net sê, maar sê dit dat jou eie oor dit hoor, al moet jy jou ore toemaak, dat net jou eie ore dit hoor, maar het van harte sê, Here, ek glo u, vir nuwe lewe, vir 2026. Ek glo. Amen. Halleluja.